Julle gaan verstaan hoekom as ek opgewonde oor Maritjie se woord. Ons is besig met 'n reeks oor deurbrake, Bybelse deurbrake vir ons lewens. En vanoggend se deel gaan om vry te wees van dit wat jou vashou. Amen. To be free from that holds you. Free from bondage in your life. Bindinge in jou lewe. Om die kettings wat jou vashou te breek. Blaai saam met my, dit gaan op die skerm ook wees, Handelinge 12 vers 6 tot 11. Die nag voordat die Herodes hom sou voorbring, was Petrus aan die slaap tussen twee soldate. Hy was met twee kettings geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Skielik het 'n engel van die Here daar gestaan en 'n lig het in die sel geskyn. Toe gee hy Petrus 'n stamp teen die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die kettings het van sy hande afgeval. Die engel sê toe vir hom, omgord jou en trek jou sandale aan. Hy het so gemaak. Daarop sê die engel vir hom, gooi jou bloedkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, sonder om te besef dat wat deur die bemiddeling van die engel gebeur het, die werklikheid is. Partykeer is dit wanneer die Here jou vrymaak, voel dit so onwerklik. Hy het nog steeds gedink, hy sien 'n gesig. Maar toe hulle by die eerste en die tweede dag verby was, het hulle gekom by die eysterpoort wat aan die stad lei, en dit het van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buitekant kom en in een straat verder gestap het, het die engel hom eens verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou besef ek waarlik, die Here het sy engel gestuur, en hy het my gered uit die hand van Herodes, en ook van alles wat die Joodse volk verwag het. Die Joodse volk het verwag dat hy doodgemaak word. The English translation reads, and when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly. And his chain fell off his hands. Then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. So we went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. And then when Peter had come to himself, he said, now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people. Weet julle, baie van ons, al dien ons die Here, of al sê ons soms ons dien die Here, en ook baie ander mense rondom ons, bevind hulle self in tronke waarin hulle vasgeketting is. En daardie tronke waarin hulle vasgevang is, veroorsaak dat hulle nie vry en in oorwinning leef nie. People find themselves in jails. And because of being in this kind of bondage, let me rather use the word bondage, they cannot live truly with the freedom that they have in Christ, and they cannot live in victory either. Want hulle is vasgebind
deur goed wat hulle vashou. En dis nie 'n fisiese tronk wat jy kan sê, hier's die mure en daar's die hek van die tronk nie. Dis goed wat in mense se lewens is, goed wat in mense se harte en in hul gemoed is. Baie van dit het te doen met emosies. Baie het te doen met wat innerlik binne in jou hart omgaan, hoe jy dink en hoe jy oor goed voel. That binds people are not necessarily a physical jail where they sit between four walls and a gate. It has to do so much with emotional stuff that people have not dealt with in their lives. Een van die goed wat mense die meeste vasbind, is wat ek wil noem woede. One of the things that binds people the most is anger. Soos wat ons met mense te doen kry, wees bietjie sensitief daarvoor en luister bietjie na hoe mense praat en waaroor hulle praat en wat uit hulle harte uitkom. Maar jy sal agterkom dat sommige mense is nie werklik, hulle is nie bly nie, hulle het nie vrede nie, hulle is nie opgewonde nie, ek wil jou sê, hulle het nie glimlag nie, hulle is altyd kwaad oor iets. Daar's altyd woede, daar's altyd hierdie ek is kwaad vir die lewe, ek is kwaad vir alles en almal rondom my. The English is better, yeah. They always lash out at every and anything. Because there's this anger, there's always this resentment in their hearts. Because they are angry about many things. And sometimes I find people are just angry and they just don't have an idea why they are angry. Party mense het hierdie kwaad in hulle woede, in hulle harte, en hulle gaan te keer oor goed, maar eintlik weet hulle self nie eers waaroor is hulle regtig kwaad nie, maar elke ding ontstel hulle en elke ding word hulle oor kwaad. En dis een van die dinge wat mense die ergste vashou en bind, en maak dat hulle nie in die oorwinning leef wat die Here Jesus Christus vir ons in gedagte het. Weet jy, die Here wil nie hê ek en jy moet in 'n tronk vasgevang wees nie. Die Here wil hê ek en jy moet vry wees. Die Here wil hê ons moet in oorwinning leef. Hoor my. Dit beteken nie die drama en die gemors in die wêreld daar buite bestaan nie. Dis nie wat ek vir jou sê nie. Maar wat ek vir jou sê is dat dit jou nie so moet beïnvloed dat jy nie in oorwinning leef. What I'm telling you is, it doesn't mean there isn't problems in the world around us. And I'm not telling and saying that there are not people that do things wrong. That's not what I'm saying. What I'm saying is that those things should not upset you so much, and it should not fill you so much with anger that you do not live in victory. Because you should live in victory despite of those. Ten spyte van alles wat rondom ons gebeur, is ek en jy steeds veronderstel om in oorwinning te leef. So, kwaad en ontevrede oor alles is 'n tronk waarin mense sit. En partykeer sal mense sê, nee, maar ek is nie kwaad nie, ek is nie woede nie. Kom ek sê vir jou, jy het, want as jy kwaad is vir goed, ja, maar ek is mos nou reg, want dit en dit is verkeerd. Daardie lig werk nie reg nie. So ek is reg om te sê die lig is nie reg nie. Jy sê, ek hoor wat jy sê, dit is so, die lig is dalk nie reg nie, maar ek sê nou vir jou, jy het woede. Want die kleinste dingetjie ontstel jou. Daar's nog 'n tronk. Want saam met woede loop die ander ene bitterheid. Together with anger goes bitterness. People are bitter. And most of the time, people are bitter because of the experiences with people in the past. Mense loop met bitterheid weens dit ervarings uit die verlede, wat hulle belewenis met mense in die verlede was, wat mense aan hulle gedoen het, gebroke verhoudinge, weet jy, ek dink 'n mens hoef maar net oor die algemeen te luister na die wêreld buite
En ons sien met hoeveel bitterheid mense loop oor die verlede. Want selfs jare en jare en jare na iets verby is, loop die mense nog steeds en hamer oor daardie goed en verklaar hulle bitterheid. What we find is that the things have happened many, many years ago. In fact, decades ago. But people still continue to hammer on the things of the past because they walk with this bitterness and they do not live with freedom. They do not live with joy because they are still angry and they still have this bitterness and resentment in their hearts, and they do not live the life that Christ has given them. The freedom that Christ has given them, they do not experience that. Dan, as ek dit so kan beskryf, die sielkunde maak megabucks uit mense met die verlede is en die bitterheid wat hulle loop, omdat hulle nie die verlede kon afsny nie. I think counselors make so much money because of people's past hurts, the anger and the bitterness they sit with because they cannot deal, or they have not deal, or they were not willing to deal with it, especially in a biblical way. Die Bybel sê, vergeef as jy iets teen iemand het. Jesus leer ons bid en hy sê, Vader, vergeef my sondes soos wat ek ook my skuldenaars vergewe. Maar weet jy, mense sit met hierdie bitterheid en hou boek van die kwaad oor die verlede. En hulle leef nie in oorwinning nie, want hulle hou nog steeds boek van die kwaad. People keep track of the past. They don't forgive. They still live in anger and bitterness and resentment. Continuously they will bring up the hurts and the wrongs of the past, and they do not live in victory. They do not live the blessed life that God has intended for them. They are bound by chains of bitterness. So, beide, die verlede is een van die grootste tronke waarin mense sit. En dan gaan ek julle ook skok as ek kan. Weet jy, partykeer die lekker en die goed van die verlede kan ook vir jou 'n tronk wees, want jy bly terughinker na dit wat jy in die verlede deurgemaak het. Hallo? Dit kon goed gegaan het. Jy kon 'n goeie lewe, lekker lewe gehad het. Nie dat dit nou noodwendig met jou sleg gaan nie, maar jy bly terughinker na die verlede. En die verlede hou jou vas, want jy kan nie aangaan en die toekoms bereik by die Here. Jy kan nie jou, die Engelse woord destiny, lotsbestemming is my vreeslike swaar Afrikaanse woord, dit klink amper soos Hoog-Hollands, ek hou van die Engels destiny. You cannot reach your destiny if you hold on even to the victories and the nice things of the past. You cannot obtain the blessed life that God has in mind for you if you hold on to the past. Lukas 9 vers 62 sê hy wat sy hand aan die ploeg geslaan het en agter toe kyk is nie geskik vir die koninkryk. Jy sien, ons kan baie keer terugverlang. En selfs ons ook, ons kan nou oud wees en terugverlang toe ons jong was en al die goed kon doen. Partykeer hou die verlede jou vas. Die verlede het te doen met beide die bitterheid en die woede van die goed uit die verlede. Maar weet jy, die bitterheid, die verlede het ook soms te doen met die goed wat jy gehad het. Dis goed om soms die oorwinnings uit die verlede te onthou, om te kan bou vorentoe. Maar as jy heeltyd terugkyk en terugverlang, gaan jy nie bereik waar jy in jou pad is. If you drive in a car, and you look, say you've been on holiday, you've been to the beach, say Balita. You know what? It's so nice to go to Balita. Ask my family. They went there each year, December, on holiday. But you know, once we've enjoyed the holiday when we return, if I would have looked over my shoulder the whole time to see if I can still see Balita,
we wouldn't have arrived back in Hendrina at all. As ek die hele tyd so terugkyk na die lekker van die strand, beloof ek jou, so ek nie veilig by die huis gekom het. Ja, dis waar. So ek nie veilig die toekoms in kon gaan nie. So moet ons, die lekker is daar, maar ons moet nie net die hele tyd daarin vashou nie, want daar is lekker wat vorentoe ook voor lê. Ja, amen. Amen. Kom ek sê, wat is nog 'n tronk wat mense vashou? Onvervulde drome. What's that in English? Unfulfilled dreams. Wanneer jy hierdie onvergenoegdheid, ontevredenheid in jou het, omdat jy nie bereik het wat jy gedink het of gehoop het jy sou bereik. Mense sit, hulle is bitter, hulle is kwaad, hulle is woedend, want hulle het nie bereik wat hulle wou bereik nie. Ek het eendag met 'n jong man gedeel, hy was bitter kwaad, want hy was net jong, maar hy was kwaad, want hy was nie op daai stadium al 'n miljonair nie, want hy het gesê, as hy so oud is, gaan hy 'n miljonair wees, en toe is hy nog nie 'n miljonair, en hy is kwaad, en hy is vasgegaan, hy is bitter, hy is met alles en almal rondom hom, het hy vasgesit, want hy het hierdie onvervulde droom gehad. Soms sit jy, maak nie saak waar jy is nie, met 'n droom wat nog nie vervul is nie, en jy's kwaad, jy's ontevrede, jy verwyd jouself, en jy maak jouself vas met kettinge. You sit with this unfulfilled dream. You thought that there's something that you would have achieved at this stage, or you hoped to have, or whatever, and you didn't achieve that, you didn't get that, you're not where you wanted to be at this stage, and now you are angry. Now you can't embrace the future because you are angry, because currently you're not where you planned to be, you wanted to be. You have an unfulfilled dream in your life. And because of that, you're not happy. And the moment you're not happy, you are beginning to get bound by chains. Ouens, weet jy, die oomblik as jy begin ontevrede word oor die lewe, begin jy jouself vasketting. En nou, kom ons kom by die obvious een, wat seker die meeste van ons gedink het, as ons praat oor tronke waar mense hulle self bevind en vasgebind is. En dit is van, as ons praat oor, mense is vasgevang in sonde. People are bound by sin. Sin is a bondage in many people's lives. Sonde is 'n binding wat mense vashou. Ek kan seker probeer ingaan om vir jou te beskryf, dis sonde, dis sonde, dis sonde, dis sonde. Maar kom ek noem so 'n paar. Dan gaan jy verstaan wat ek vir jou sê, want dit is seker die mees ooglopende. Maar dit stop nie by dit nie, want daar is baie van die goed wat 'n mens, sonde wat jou bind en jou vashou, wat nie uiterlik deur ander gesien kan word, maar in jou hart leef. Goed, kom ons gebruik dwelmafhanklikheid, alkoholafhanklikheid, bind mense. Dit beroof jou van jou hele lewe. Hallo? Dit trek jou af in 'n donker put in, en die meeste van die tyd eis dit jou lewe. Hallo? Dependency on drugs and alcohol binds you. It always draws you down, and most of the time it kills you if you don't get set free in time. Seksuele sondes, pornografie en die goedes, rondloop, ontrou wees aan jou lewensmaat en die klas van goed, is 'n binding. Hallo? Pornography and all kinds of sexual deviancies are things that bind people. Dis verskriklik. Dis verskriklik om partykeer te lees, stories te lees van mense wat in die goed vasgevang is en hoe hulle hele lewe verwoes is. Want die een ding lyk die ander na die ander. Dis seker die obvious goed waarvan ons sê. Om te lieg
is 'n binding. Om te lieg is sonde, het jy geweet, die Bybel sê dat 'n leenaar nie die koninkryk van God kan ingaan nie. Om te lieg is sonde. En baie keer lieg mense so baie, dat niemand hulle meer wil glo nie. Ek spot altyd en sê, as die ou vir jou sê, die son skyn buite, dan gaan jy buitekant toe, jy gaan kyk, ons kyk die son. Jy glo nie net wat hierdie ou sê. Lies. Lie is a sin. Lie is also something that binds people. Because once you lie, you always have to tell another lie to cover this lie, to cover all the lies. And in the end, your life is destroyed by lies. Mense wat nie in waarheid leef nie. Dit het ek al gesê, trek van die een plek na die ander plek, want as jy eers op die 3 naam bekend is, dat jy nie betroubaar is nie, moet jy na die volgende dorp toe trek, tot almal daar ook agterkom, jy is nie betroubaar nie, dan moet jy na die volgende plek toe. Dis goed wat jou bind, wat maak dat jy nie in die deurbrake leef wat God vir jou in gedagte het. Hallo? Die lys kan seker nog aangaan, hè? Maar kom ons stop daar. Kom ons kyk na Psalm 124. Dan kom my in die Here sê die volgende, want ons praat oor Bybelse deurbrake, want as ons nou oor hierdie goed wat ons vashou praat, kyk wat doen die Here. Ons, net soos 'n voël, het ons ontvlug uit die net van voëlvangers. Die net is gebreek en ons het ontvlug. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped. You see, deurbraak beteken die Here het jou vrygemaak van dit wat jou bind. Ek weet nie hoeveel van julle het al gesien hoe lyk, meeste van ons ken, toe ons kinders was, die wippe wat ons gestel het om voeltjies mee te vang. Want daar hele gewoonlik 'n ou fietsrim, wat met oogiesdraad toegetrek is, en dan jy 'n stokkie met 'n mik gesit, en 'n touwtjie onder aan die voet, en dan die milies daar gegooi, en as die voeltjie kom, en dan trek jy hom, en dan vang jy die voeltjie. Maar weet jy, die net van 'n voëlvanger is eintlik nog meer gesofistikeerd as 'n wip. Die ouens wat navorsing doen oor voëls en die goeters, en dan natuurlik ook mense wat smokkel met eksotiese voëls en die goeters, gebruik 'n net van voëlvanger net. Dis 'n net wat lyk soos met blokkies, maar die gare wat hulle gebruik is soos visgat, visvanglyn, swart, is gewoonlik swart ook. Maar hy is so fyn, dan span hulle dit tussen 'n klompie bome, hang of 'n groot stuk net hulle het, dan jaag hulle die voëls op, dan vlieg die voël en dan gaan sit hy vas in die net. En as hy vasgevang is in die net, as iemand hom nie daar losmaak nie, gaan hy daar doodgaan. The net of the snare of the fowlers, it's a very fine net they cast between trees. And then they chase up the birds, and the birds fly into the net, and then they get stuck. Nou die navorsers wat dan nou die voeltjie vreeslik mooi saggies, en gee die voeltjie 'n ringetjie, en laat die voeltjie weer vlieg, en so meer. Maar weet jy, ek en jy kan vandag sê, omdat die Here ons gevat het en uit die net van die voëlvanger gehaal het, kan ek en jy vry wees en in oorwinning leef. Dis wat hy hier sê. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. Ons het vrygekom van die net van die voëlvangers. Dit is, as jy werklik net daardie goed wat ons voorheen genoem het, wat jou bind, vir die Here gegee het. Sê, Here, maak my vry, as jy na die Here uitgeroep het. Die Here vernietig die net wat jou gevang hou, my broer en my suster. Is daar iets is wat jou vandag vashou? Hoor my, gee dit vir die Here sal jou vrymaak. Amen. Handelinge 16 vers 25 en 26. Nou sien ons daar's 'n tweede keer. Om middernag
was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En die gevangenes het na hulle geluister, want hier sit hulle twee, hulle is in die tronk, oor dat hulle Jesus Christus verkondig het. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, hierdie keer nie 'n engel nie, maar 'n aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan. Wow. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosened. Nou die wonderwerk, kyk, as jy nou praat van 'n aardbewing, dan kan ek nou nogal half verstaan as dit 'n woeste aardbewing was, wat die mure en alles so geskit het, dan kan deure dalk oopgaan, jy weet, van die aardbewing. Maar weet jy, as mense met kettinge vasgeboei is en vasgemaak is, 'n aardbewing gaan nie laat 'n slot oopgaan. So die Here het 'n aardbewing gestuur, maar dit was 'n bonatuurlike deurbraak en wonderwerk, want die kettinge het net van self losgegaan. Amen. It's easy to try to justify that through the earthquake the doors might have been opened because the vicious or the violence of the earthquake, but it does not declare the miracle of why the chains that locked them just came loose on themselves. Because then if besef jy dan, as dit net geskit hoef te wees om 'n ketting te laat losgaan, dan kon elke gevangenes mos maar net geskit het en die ketting net losgegaan. Maar God het 'n bonatuurlike werk gedoen en die kettinge het afgeval. So is dit met elkeen van ons, as ek en jy die Here ontmoet en beleef, dan is daar hierdie opskudding wat God in jou en my lewe maak en ons totaal vrystel. Jesaja 58 vers 6. Is dit nie hierdie vas wat ek verkies nie, dat julle die boeye van goddeloosheid losmaak, die stroppe van die juk stikkend druk, verdruktes vry wegstuur en elke juk breek. Amen. Oh. Is this not the path that I've chosen? To loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Nou hierdie deel is wat Jesus dan later in Lukas 4 vers 18 aanhaal. Die Gees van die Here is op my, omdat hy jy sien, Jesus maak ons vry. Kyk na Jesaja 61 as jy gaan kyk na hom. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om met die gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is se vrylating aan te kondig en bevryding van die wat geboei is. Lukas 4:18 verder. Jy wat vasgehou word deur iets, die Here wil jou vanmôre vry wegstuur. Die Here wil jou daarvan losmaak. Dis waaroor hierdie Bybelse deurbraak gaan. My laaste skrif is Romeine 6 vers 14. Kyk wat sê hy. Die sonde mag beslis nie oor jou heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Amen. For sin shall not have dominion over you. Ek hou van die Engelse vertaling, hy pas meer in by die konteks wat hy sê. For sin shall not have dominion over you. Sonde sal nie die heerskappy oor jou voer nie. Hallo. Gaan vir my terug na die versie toe, asseblief Pionei, ek kom nie weg wat. Sin shall have no dominion over you. Amen. Die goed gaan geen sê oor jou lewe hê nie. Jy moet net vanoggend die Here vertrou. Amen. Jy moet net vanmôre die Here vertrou. Die deurbraak is hier om jou vry te maak. Wat is daar wat jou vashou? Kom aan, in jou hart weet jy mos, want meeste van die goed wat ons vashou, is nie altyd die uiterlike goed.
wat ander mense kan sien en kan pinpoint en sê dit en dit en dit nie. Dis goed hier binne in jou hart en in jou gees en in jou gemoed. Negativiteit en bitterheid en woede en die goed. Wat hou jou vas? Ek wil hê vanmôre vir die Here sê, Here, ek is vasgevang in 'n net van 'n voëlvanger. Ek sit met woede, ek sit met bitterheid, ek sit met sonde, ek sit met gee dit vir die Here, want die Here wil jou vanmôre vrymaak. Die Here wil jou nou losmaak.